Jy sien, Temba hulle het die kans gesien nie. Maar Temba is slim genoeg en hy stuur 'n paar slawe om te gaan check of die eiland veilig is. Plus, hy gee hulle instructions. Hulle moet 3 bonfires light as dit hulle eiland is. Wag Temba hulle. En vir 'n lang tyd sy gewag, toe begin 'n paniek Temba en die ander slawe. In die meantime het die captain 2 briewe geskryf en 2 bottels gegooi in die see. Later het hy aan. Kry die plaasboere die bottels. En hulle lees toe die instructions. En hulle besluit om die bonfires te light. Nou, terug op die skip. Temba hulle sien die signal. En hulle maak hulle way na die eiland. Min wie Temba en die ander slawe. Die plaasboere wag vir hulle in. 20 slawe was vrek geskiet. Die anders is weer gevangen in die gat gegooi. En die skip kies koers na die Kaap. En toe hulle nou in die Kaap aankom, vind Rachel uit sy swanger. En Temba, hy moet slaaf op die doks. Zwaar op en af lei. Terselfde tyd bou die ou sy spiere. Nou, die een aan. En is moeg en nat gesoet. Sluip hy by die groothuis in. En hy vang 'n boer, die sê om vir Rachel te verkrag. Temba het gesnap. Hy het die boer 3 kopskote geslat met die vuis. Hy het omgeslaan. Hy het gesterf. En Temba kry die doodstraf. Maar hulle maak 'n deal met hom. En hoe kom die boere weet? Die selfde skip wat Temba mee gekom het. Kaap toe. Die 3 Chinese boere by wie Temba nou alle taal so 'n bietjie geleer het. En die einste boewe, hulle is suspects vir 'n string moorde op die skip. En die enigste manier hoe hulle kan 'n confession kry, is dat hulle vir Temba kry te spy op hulle. Asseblief! Jy, jou Robbie, los my man! Die fok van my af! En hulle sien, hy 3 boewe, hulle was nie vaak gewees nie. Hulle het dit gefigure. Temba was 'n double agent. Ja. Daai aan. Stikkel over Temba. Frek. En is op die, en daar rijdt in die kleinsie, alleen is. Hulle was verkoop as slawe. En hier sit ons, nog once, na 300 jaar. Bandiete, slawe, terwyl ons families sukkel op die buites. Staan die muur! Kom jy jou fucking werk uit, staan jy op! Ken hy, muur, vannacht! My muur, hoor jy my? Ja. Dis nie maar sy huis nie. Sy dronk nie.
Verstaan jy nie? Baby. Skryf my 'n brief. Ik ben met mijn familie gaat thuis. Tani is dood. Wonder wat biedt hulle daarvan? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kijk je, laat dan lijkt dit nog net zo kamoose dit. Kijk je, ik heb nog genoeg gehad van je fucking hoer, man. Vang een pos. Laat dan zitten op je wit fokkelie. Een andere ding, hier. Jelle, wat maakt ze? En wie gaan wat die betaal? Skop die kan vrek. Ze mijn maas hoer. O, maar zo hoe? Versek, zei dat.
Sy, na ja. Wat sê jy nou? Wat sê jy? Ja, nou maar. Hy is nog genoeg, manne. Hulle sal nie gou weer skool hulle lak draai hier nie. Kom hier. Hy raak jou maar se poes. Jou nou maar so vat rooi dakkie. Jou ma gepraat. Jou pa gepraat. Maar worm is min. Nou sit tussen die maksimum. Jou ma gepraat. Jou pa gepraat. Kautis yung ay salut ya. Salut siguro di maturiam. Kanti di manufacturia. Kapul. Ay salut. Stik fok. As jy hoort dit, Amy. Van die koot is op die verreis. Toe liever nou weer gooi in die Roe. Die storie is van 'n bra. Johnny Boy. 'n Heartbreaker. Almal was lief vir Johnny Boy. Hy is verwaan. Hy is meer lief vir homself. Totdat hy verlief raak op die meisie van sy drome. 2 jaar later, getroud, 2 kleintjies, nog steeds werkloos. Besluit ou Johnny Boy, hy gaan die ou beroof, met om 'n kroon te kry. Sy eerste poging. Hy slaag. En dan begin hy dik te hou, totdat die boere hom vastrek. En hy word gestraf. 3 jaar in die tronk. Toe hy in die tronk inkom, toe sê Johnny Boy kakbang. Toe raak hy aan die nomme. Met hom te skuil agter die nomme. Hy is dood sy tyd. En met die tyd begin hy vir hom steek gefriet hou. En net voor sy straf om is, sê die nomme vir hom, as 'n mes. Stiek hy bewaarde sopnat. En sy straf draai van 3 jaar tot 15 jaar. Na klomp jare word Johnny Boy vrygelaat om weer die liewe in die oor te staar. Hy maak op met sy motsie wat vir hom gewag het al die jare. En hulle liefde blom weer. Maar maak die saak waar hy draai nie. Die nomme stap saam. Nou, sy motsie se mense het hom uitgehelp met 'n bietjie geld. Het vir hom 'n vrugtestalletjie opgemaak en vir 'n lang tyd het dit goed gegaan met ou Johnny Boy.
Maar dan steek daar 4 nommerbroese uit. Hulle wil hom intrek by 'n rooftog. Maar Johnny Boy weier. Waarvan hy dink mos nou aan sy vrou en sy laities. En die vriend, hulle rak messe op hom. En Johnny Boy weet, het is nou of nooit. Die eerste boef hak af. Nou Johnny Boy, hy dans uit, in en weer uit. Met die swaai van die mes. Dan weer in en hy slat hy by haar moe se kop skoot in die sak. Bloedspat. Dan ruk hy sy mes. Maar dan stiek hy ander 3 vir hom in sy rug. Johnny Boy brul van die pyn. Hy draai om en hy stiek waansinnig aan sy aanvallers. Hy stiek 2 dood. En dan tref hy mes vir hom in die strot.